nou so kwaad? Ek kan 'n pofadder deur sy bek klap wat hy aan sy eie gif verstik. Ai, hoekom, Auntie? Hierso. Dis 'n dagvaardiging. Auntie al weer kar gecrash. Nee, snip. Dis Martin, my ex. Hy dagvaar my vir onderhoud. Nou wat het dit met 'n pofadder te doen? Ek sê, is net 'n gesegde, soos die koel is deur die koei of 'n voël in die hand is beter as 2 klippe in die bos. Auntie is nie baie lief vir diere nie, né? Diere het niks hiermee te maak nie. Die vark sit heeldag by die huis en suip en nou wil hy elke maand die helfte van my salaris hê. Hy sukkel seker om vir sy drank te betaal. Kies jy regtig sy kant? Natuurlik nie, Auntie. Ek het nog nooit eintlik van vatterige oom Martin gehou nie. Hy reken toe ons getroud was ek die broodwinner en hy die houmeiker en hy kon dus nie werk nie. Nou moet ek vir hom sorg. Die cheek, ek sommer lus. Wat presies bedoel jy vatterige oom Martin? Ag, Auntie behoort te weet, Auntie was met hom getroud. Was hy vatterig met jou? Almal. Ek, Hester, my ma, Auntie Corrie, Auntie Hannie en haar dogter Rita. Mevrou Fischer van die Langsaan en haar huishulp Polina. Hy het in die laaste jaar nie aan my geraak nie. Ons vanselfsprekend. Hy het sy vatterige behoeftes elders bevredig. Wat? Voel Auntie nog iets vir hom? Zelfs, niks. Zero. Nie soveel nie. Alhoewel ek op die oomblik baie lus is en gee hom 'n vinnige knieg aan die monkey nuts. Hy regtig? Ja, en dan gaan ek hom so hard op sy kop klap dat sy floppende fondament 'n koelronde 0 op die teelvloer slaan. Wat dink jy van tattoos? Drang af. Party mense oordoen dit. Ek dink daaraan om 'n klein gekleurde skoenlappertjie net hier te kry. Hoekom? Hulle sê 'n mens bewys hoe uniek jy is en dat jy deursettingsvermoë het om deur die sielkundige worsteling en fisiese pyn te gaan om 'n tattoo te kry. Chill. Ekskuus, Mense doen dit want hulle dink dit is cool. dit is cool. Jy reken. Mense kan my ouers sien sonder hulle klere. Ek glo nie ek wil nie. Hulle het tattoos heeltemal oordoen. My ma het haar eerste tattoo gekry toe sy 16 was. 'n Brilpadda, net hier. Dis uniek. Ek dink nie so nie. 3 van haar vriendinne het presies dieselfde tattoo. Hulle was saam in die eerste girlband in Potchefstroom. Die Potchparras. Jou ma is baie oorspronklik. Sy het beslis nie gedink wat 'n traumatiese ondervinding dit jare later vir 'n bang gay baba gaan wees as hy moet staar na hierdie liderlike padda terwyl hy geborsvoed moet word nie. Shame. Het so indruk op my gemaak. As ek tot vandag toe net 'n padda sien, dan begin ek burp. As ek te veel champagne drink, dan begin ek hik. As ek te veel buikpens eet, dan Ja, okay. Spaar my die detail. het Bessie se moed al afgekoel. Ek weet nie. Ek bly maar liewer vandag uit haar pad uit. Miskien moet jy 'n draai by ons salon kom maak. Dan maak ons jou rooi kop. Ek is bietjie bot met die blond. Nee, ek daai nie by my hare nie. Ek moet waai. Ek het 'n ou vir die private tango les. Ek kan nie langer hier sit en chill praat. 'n Visie ou, ken ek hom. Ek sê jou niks. Jy's soos 'n skoothondjie wat alles aandra na Auntie Bessie toe. Toe, vang 'n boef. Dis dringend, ek moet hom vandag sien. Nee, ek werk nagdiens. In die oggende slaap ek dan. Wat? Luister juffrou. Sê jy vir daai sleazebag prokureurtjie, hy duisende rande uit my uit met 'n egskeiding. Hy kan my sien in 10 minute later gaan flop en golf speel. Ek is op pad. Esther Wester! Dit is die laaste. Jou slimme slapslet. Wat sy sê hier nie? Auntie, ek gaan na werk. Wel, nie aan my huis nie. Gaan doen dit by die 2 toffies huis langs aan. Hulle hou van dram. Waar is sy? Wel, sy's vroeër werk, toe sit 'n privaat dansklas of iets. A free 1-hour complimentary tango lesson with one of the hottest babes in Martha Curry's dance academy. Hoe vra jy my? Dit klink asof jy al klaar meer weet as ek. Hoe durf sy dit aanbied vir een van my senior pilots by my werk? Hy is heeltemal uit haar klas uit. En boonop is hy verloof. Praat ons nou van Spaakplek Prinsloo? Piston Pienaar, Auntie. Piston. Die een op wie jy hoog het, al is hy verloof. Auntie, Esther doen dit nou al vandat ons op skool was. As ek in iemand belangstel, zoom sy in met haar double D headlights en haar kamstige onskuldige krimpelneusie smile.
Wel, sort julle dit uit, ek is op pad prokureurs toe. Auntie, ek wil praat. Sorry, ek het my eie probleme, praat met Esther. En as julle wil vuislaan, doen dit buite. Die hel sal los wees as julle iets in hierdie huis breek, okay? Hoe lank vat jy as 'n mens sê dis 'n noodgeval? Ek's besig om my kop af te raak. Dek. Help jouself. Kan jy dit al so los nie? Ek het kos op die stoof. Albertus vang die helfte klein gebrande kos. Esther is moetswillig. Is vir haar 'n game. Vir my matriekelskyk het Burger de Vos, die hoofseun, my kom haal met sy pa se Merc. Hy moet net in die sitkamer wag, maar nee. Waar kry ek hom? Waar? Agter my pa se duiwelhok saam met Esther. Haar blouse half oop en sy hande all over the place. Wat worry daaroor? Was jare terug. Hulle verskoning was dat hy volgende jaar sou medies gaan swat. En dat Esther aangebied het dat hy bietjie ondervinding kan kry deur haar deeglik te ondersoek. As kind het ek baie dokter gespeel, maar op hoërskool het die seuns my geslaan. Hey, van wie praat ons hier? Praat ons oor my of oor jou? Oor jou, okay. Okay. So. Het die burger ouetjie toe 'n dokter geword? Ja. Hy werk nou in Viljoenskroon as 'n veearts. Jy moet nie bekommerd wees nie. Vir enige stryd ou is jy baie seksie. Jy ken nie vir Esther nie. Sy is besig om vir Piston te toets. Sy check hom eers goed uit op die dansvloer want sy weet, 'n man se performance in die slaapkamer kan gemeet word aan hoe hy dans. Sy ritme, hoe hy sy liggaam beweeg en sy uithou vermoë. En jy's bang Piston dryp die toets. Piston gaan slaag met 'n onderskeiding en dan gaan sy haar kloue in hom inslaan. Piston is soos 'n gimnas. 'n langafstand atleet. 'n kampioenpaalspringer. En nou gaan Esther hom verlei. Met een tangoles. Esther kan dans. Sy wikkel haar agter en soos Shakira op steroids. Albertus kan wabbel soos 'n wasmasjien. Miskien moet ek vir Piston se verloofde vertel dat hy besig is om agter haar rug aan te vang. O, hy's verloof. Verloof tel nie eintlik nie. Verloof is vir mense wat onseker is oor trou. Verloof gee hulle die kans om die water in die dam te toets. En selfs 'n bietjie pynkie nat te maak en ander dammetjies. Albertus wil hê ons moet trou. Maar ons kan nie saamstem oor outfits nie. Ek wil hê ons moet spierwit suits kry, maar nee. Van hy daai Brokeback Mountain fliek gesien het, dring hy aan ons moet cowboy klere dra. Luister jy na 'n woord wat ek sê? Ja, natuurlik. Wat het ek gesê? Dat verloof nie tel nie en dat 'n mens moet gaan visvang in 'n dam. Jy kan bly wees Esther het te laat vlug. Sy soek jou bloed. Hoekom? Moenie nou maak asof jy niks weet nie. Lei die naam Piston dalk vir jou klokkie. Nee, eerder 'n alarm. Presies vir jou. Wat weet sy? Alles. Maar hy's net so ongelooflik sexy. Maar Esther het hom eers gesien. Jy moet sien hoe beweeg hy. Sy ritme, sy gespierde soepel lyf, sy oë wat jou in 'n paar sekondes kan uittrek. Is jy seker hy stryd? Ja, ek kon dit voel. Jy bedoel seker jy kon dit aanvoel. Nee, ek kon dit voel. 'n Pilot wat kan dans. I have my suspicions. Nie alle mans wat single and gorgeous is gay nie. Suster, dan is jy nog nie in 'n gym nie. As jy daar ou kry wat single is en hy's gorgeous, speel hy verseker vir die pink span. Nie Piston nie. Hy werk in 'n cockpit. Hy's omring deur koffietoffies. Sê dit vir jou. Ag, asseblief. Hy's verloof. En Hester se skelm. Hallo Esther hier? Hallo? Ja, okay, ek sal die kollekteer oproep aanvaar. Hallo? Hi, hallo oom Martin, hoe gaan dit nog met oom? Nee, sy's al lankal werk toe.
Sy's baie kwaad vir oom. Ja, ek sal haar sê oom het gebel, maar ek glo nie sy gaan terugbel nie. Nee, oom vra vir die verkeerde mens. Dis die middel van die maand, ek het nie 'n sent nie. OK, oom, bye. Die ou bonger. Was dit Bessie se ex? Sy wil hom vermoor. En Hester wil jou bykom. Sy behoort my eintlik te bedank. Ek sit al haar ouens deur 'n konsentrasietoets. Wat die hel is dit? As hulle regtig in haar belangstel, sal hulle net op Hester konsentreer en nie eers na my kant toe kyk nie. Maar dit het nog nooit gebeur nie. Amper 1 keer met 'n jong co-pilot toe sy nog in Bloemfontein by Fly-by-Night Air Charter gewerk het. Ek moes alles uithaal en wys om sy konsentrasie te breek. Jy moet vir terapie gaan, so kan dit nie aangaan nie. Ag, ekskuus. Elke liewe ou wat ek nog ooit huis toe gebring het, het net daarna 'n affair met Hester gehad. Miskien moet julle twee dalk saam vir terapie gaan. Een skurwe vark. Hy het selfs probeer om 'n affair met my ma te hê. Jou ma. My ma's baie seksie en sy weet dit. As ons ooit ouens huis toe gebring het, was dit nie 5 minute nie of sy's in haar bikini en langs die swembad. Regtig? En vandat global warming begin het in 'n G-string. Ek dink my familie is weird. Ja, tofkop. Vir wat lê jy hier en slaap? Het jy en Albertus alweer 'n uitval gehad? Jou kamerdeur was gesluit geweest, toe kon ek nie in jou bed slaap nie. O, presies. Ek haat dit om in 'n warm bed in te klim. Slaap hy 2 blonde bekleibasse nog? Ja, hulle praat nie met mekaar op die oomblik nie. Nou, daarvoor is ek dankbaar. Daar kan ek 'n bietjie stilte in die huis kry. Die bank is baie ongemaklik. Gaan slaap in jou eie bed. Albertus was baie onredelik. Want jy het seker weer soos 'n bakvisie met ander mans geflirt. Sy geweldige jaloesie gaan ons verhouding nog verongeluk. Was julle weer by die Pink Pizza? By die Nelson Mandela Theater. Is dit nou ook 'n gay club? Nee, ons het ballet gaan kyk. Swan like, it's amazing. Wat was amazing, die ballet of die mans in hulle next to nothing jockstraps en tights? Dis tradisioneel deel van hulle kostuums. Asseblief, daai goed sit so styf, mens kan sien aan watter geloof hulle behoort. Ek sou nie seker dit nie raak gesien nie. Oh, maar die dancing was fabulous. Ek ken jou al lank genoeg om te weet jy daar met uitpeeloë gesit en kyk na alles behalwe die dancing. Jy klink nou net Albertus. Ek sien die ballet en kyk en hy hou my dop om te sien waarna ek kyk. Is dit waaroor jy 'n uitval gehad het? Dit was die trigger. En wat was die bullet? Soos enige normale ballet-fan is ek na die tyd met my program na die stage store toe om die autographs van die dancers te kry. En is Albertus so doodnormaal saam? Eers teensinnig. Maar hy het hom bloedelik vererg en kar toe geloop toe ek 'n hug en 'n squeeze gekry het by die Russiese ou wat die hoofrol dans, Rudolf Katsikokov. Wel, dis tog hoe die Russe groet met 'n hug. Dis die squeeze wat Albertus ontstel het. Hy sê ek moes vir Rudolf gesê het, hou jou hande tuis. En jy het nie. Rudolf verstaan nie Afrikaans nie, eers 'n woord Engels nie. Ek kon net sowel vir hom gesê het, do disgusting things to me. Wat ek eerder wou, maar hy sou nog steeds daar gestaan en mooi lyk het. Jy weet geen wonder Albertus vererg hom vir jou nie. Jy tart hom. Albertus ooreageer heeltemal. Hy sê hy vertrou daai skewe kommunis glad nie. Hy reken Rudolf gaan my verlei en ek gaan verlief raak op hom en dan vat hy my Rusland toe. En dan verloor ek my werk by Hey Gert en woeps waps doen ek cruise sperms en purple rinses by Hey Goran en Vladivostok terwyl meneer die ballet danser die hele wêreld vol rondtoer. Gebruik Albertus drugs. Nee, maar die dokter dreig om hom op Prozac te sit. Hallo, Bessie? Wat? 'n kollekteeroproep van wie? Nee, sê vir hom hy moet poer en sy het neergesit. Sy kon raai wat kom. Dit was Martin, my ex. Bloody chick. Hy het gister ook gebel. Hy wou sommer geld by Esther leen. Nee. My skuimbol prokureur sê nou dat alles so vol humans rights en equals is, staan Martin 'n goeie kans om die saak te wen. Ek glo dit nie. Wat sê jy toe? Oor my dooie liggaam. Toe lag hy. Toe gee ek hom 'n snotklap en ek loop by sy kantoor uit. Bessie, jy kan nie prokureur klap in sy eie kantoor nie. Natuurlik kan ek. Ek het insurance uitgeneem.
Toe ek buite sy kantoor verby sy sekretaresse stap, toe sê ek ontsteld en naby aan trane, "That pig tried to sexually harass me." Nooit. 'n Prokureur is banger vir 'n sexual harassment aanklag as 'n parlementslid vir 'n bateondersoek. Waarvoor ek die bangste is 'n spinnekop. Paddas. Ooh, jy moenie 'n padda naby my bring nie. Paddas laat my burp. Hierdie kinderagtigheid gaan nou end kry. Ons gaan soos beskaafde groot mense nou sit en koffie drink en gesels. Nee, Esther? As ons moet. Esther? Sure. Ek dink ek gaan vir my 'n vroue prokureur kry. Die mans is almal kop en een mis. Maar wonder hy sleazebag prokureurtjie praat die hele tyd oor buite die hof skik nie. Martin kry nie 'n sent uit my uit nie. 'n Vrou gaan geen nonsens vat nie. Feel free to join the conversation at any time. Hy het daai skei akte geteken en dis dit. Dis oor en verby. Gaan ek nou pragtig die hele tyd hier met myself sit en praat? Toe Antie geslaap het, het oom Martin weer gebel. En? Hy sê, sien jy dat sy kanse so goed is om die saak te wen, soek hy so lank voorskot. Wat? Want hy het 'n ernstige kontantvloei probleem. Oh, dis wat gebeur is, mense by die huis sit en suip eerder as om te gaan werk en jou hele pakket op casinos en strip joints geblaas het. Ek het geweet van die casinos, maar ek het nie geweet van die ander plekke nie. Wel nou weet jy, so shut up about it, okay? Wie's nou die beskaafde groot mens? Esther, jou outie. Okay. Daai man laat my kop verloor. Vergeet nou eers van hom. Sort julle twee eerder die tension tussen julle uit. Dit maak die huis baie onplesierig. Sê dan asseblief vir haar, sy moet haar pote van my goed afhou. Jou goed. Hy's verloof, sussie. Nou, dit is juis meer 'n rede dat jy hom moet uitlos. O, soos jy vir Herman Human uitgelos het. En jy vir Bertus Bakkes? Wat van Paul Pretorius? Wat van Fritz Versagie? Okay. Ek dink wat julle albei moet uitlos is mekaar se boyfriends. Wat as julle trou en dit aanhou? Dit gaan 'n oor weer gestryer en bekleierery afgee wat net in die skei gaan eindig. Auntie, Ja, as dit gekeer kan word, voor daar 'n paar onskuldige kindertjies rondhardloop wat nie eens weet presies wie hulle pappie is nie. dis vreeslik. Dis 'n nagmerrie. Nou maar toe, hou dan nou op by julle twak. Okay, Antie. Koekies? Kry jy eerste S? Nee, kry jy. Nee, kry jy. Kry jy. Nee, kry jy. Kry jy. Hey, ek hoop jy het jou hande gewas voor jy daar begin speel het. Jackie, weet mos, klavier is heilig. Dit was my oorlede ma se. So, Wat is dit, wyn? ja, ons celebrate. Dis 11:00 in die oggend. Maar ek werk nagdiens, vir my is dit so 7:00 in die aand. Ek kan nie. Dit is gevaarlik vir hairdresser. Toe drink en doe hier. Ag, want die 2:00 is alweer nigter. Toe, drink.
Wat celebrate ons? Martin, die vark, het op die advies van sy effens omgekrapte prokureur onmiddellik die saak teruggetrek. Cheers. Cheers. Hoekom is sy prokureur omgekrap? Nou, hy het uitgevind Martin is broke en hy kan nie sy fooi betaal nie. Het hy dit uitgevind? Who knows? Nog so ou leksel. Why not? En waar loop jy so half kaal heen? Ons warm, ek's lus om te gaan swem. Nee, wat 'n toeval. Jy weet voor jou siel Hester het 'n petrolpomp genooi om vanaand hier te kom eet. Piston, Antie, sy naam is Piston. Dis my huis, jy haal nie jou ma se streek hier uit nie, gaan trek vir jou ordentlik aan. Alberg was dit vir my ge-SMS. Weet Antie, dat Trompie vanmiddag lekker gekuier by die salon aangekom het en 'n Antie wat 'n perm wou gehad het, sy hare gestreek het. Nee, ek weet niks daarvan nie. En nou is Herbaai Gert vir die volgende 2 weke uitgeboek, want die hele ouer huis wil streek sê. Wys jou net. Daai ding om jong te lyk los jou nooit nie, hè? Geniet maar jou lyf en jou looks terwyl jy kan. Die tyd vlieg. En gravity hou nie op voor alles hang nie. Ek gaan net 'n vinnige groef vat. Nee, jy gaan nie. Dink jy ek is onder 'n flop en kalkoen uitgebroei, hè? Dan is jou kostuum nat en jy moet hom buite ophang. Dan time jy dit presies net sodat jy poddelnakend hier verby trippel, nes daai voordeur oopgaan en Hester en Propshaft hier aankom. Haai, sis Antie, wat dink Antie van my? Wil jy regtig weet? Gaan trek jou swetpak aan. Antie is verskriklik streng. Ja, daar's nog iets waaroor ek jou bietjie wil ronddruk. Askies. Ek hoor jy wil op daai pragtige wit vel van jou 'n groot vet butterfly laat tattoo. Is daar niks wat mense in hierdie huis vir jouself kan hou nie? Die mure het ore. Weet jy hoe lyk 'n tattoo 20 jaar later as die ink begin vloei en jou vel neig na plooie en alles begin hang en jy haalskade op jou agterend het? Nee, ek weet nie. Kom hier. Kom hier. Kom. Ek kry die punt, Antie. Antie hoef my nie te brul aan daai nie. Man, ek moen jou nie kyk na die tattoo. Wat is dit? Dis 'n hartjie met 'n gedig in. No matter what the weather, I will always love you forever. Martin K. Kokemoer, 1983. Kan jy dit nou sien? Nee, nie eintlik nie. Soos wat lyk dit nou vir jou? Dit lyk asof iemand Antie met 'n natkoerant gebied het.